Hallo julle almal. Toe ons nog kinders was, dit is baie dekades gelede, né? Toe groot mense, ouer mense al gesê, wat word van die jeug van ons dag? Nou ja, hoeveel te meer word dit nie deesdae gesê nie, né? Ek dink in die Bybelse tyd, daar is soveel riglyne, maar ek dink is omdat hulle ook maar bang was, wat word van die jong mense, wat word van die jeug, want daar moet 'n toekoms wees. En dit lê dan in die nageslag, né? Psalm 144 is hier 'n gebed. Mag ons kleinvee in hulle duisende aanteel en hulle 10.000 vermenigvuldig op ons weivelde. Mag ons beestroppe groot kalwer oes lewer, mag ons skure vol wees, ensovoorts. Mag daar versorging wees vir ons almal. Ag, en dit is so belangrik in Suid-Afrika met soveel armoede, soveel hongersnood, werkloosheid. Maar net oor hierdie wens, net vir hierdie wens, is vir my 'n groot geheim. Mag ons seuns wees soos plante. Psalm 144 vers 12. Mag ons seuns wees soos plante wat hoog groei in hulle jeug. Plante wat geanker, 'n wortelstelsel het, wat uitstyg, né? Om te sê uitstyg bo probleme en versoekings en moeilikhede. Ons dogters soos hoekpilare. Ons dogters soos hoekpilare uitgebou soos vir 'n paleis om 'n gebou te kan dra. Wanneer ons oud word, dan moet ons jeug, ons seuns en ons dogters, ons kleinkinders moet oorvat. Hulle moet verder vat. En dan duidelik sê die woord, net in die Here se woord, net deur die krag van God. Kom ons praat 'n bietjie met mekaar oor jeug, jonk wees en ouer word. Ouderdom. Hoe oud is jy? Hoe oud voel jy? So ruk gelede stuur iemand vir my so 'n WhatsApp. En daar sê die ou, ek is 84 jaar oud. Baie trots daarop. Onthou, 'n hoë ouderdom word in die Bybel gesien as 'n besondere blessing, 'n besondere seën van die Here. Nie almal bereik dit. Hoor, nie almal bereik het. En as jy so oud word en jy het nog relatief gesondheid en jy kan nog lewe bly, wonderlik. Prys die Here daarvoor elke dag van jou lewe. Moenie kla oor goedjies wat nie reg loop nie. Wees dankbaar vir elke dag wat jy nog lewe. Nou weet ek, baie hoë ouderdom wat gepaard gaan met siekte en tekorte en gebreke. Dit is sleg. En hoeveel ou mense wat verlang om heen te gaan. Paulus skryf in Filippense, ek verlang daarna om heen te gaan en by die Here in die hemel te wees. Maar hy sit daar in die tronk. Hy is al 'n ou man en hy ly, hy word gemartel, hy word vervolg. Ek verstaan dit. Wanneer mense in siekte en baie hoë ouderdom en gebrek so sal praat. Anyway, terug na die ou toe wat toe nou dit skryf en vir my stuur. Hy sê ek is 84 jaar oud, maar my verstand voel of ek 40 jaar oud is. My humor is soms die van 'n 14-jarige kind en soms die van 'n 24-jarige jong mens. Hy sê maar my lyf is daar in 1934. My lyf voel of ek in die Tweede Wêreldoorlog gesneuwel het. Ouderdom, kindertjies wys mos so met die vingertjies. Hoe oud is jy, ou boetie?
Sussie, hoe oud is julle? Ja, nou. Trots. En soos ek sê, as jy baie oud word, om te sê, dominee, hoe oud dink jy, dis ek. En dan wil ek partykeer sê 110, want die persoon lyk so, maar dan moet ek nou maar laag skat dat hulle kan spog. Ek sal dit ook doen. Ek weet dit, soos ek ouer raak, gaan ek dit ook doen. Ek sê baie keer veral vir vrouens, lieg 10 jaar by jou ouderdom. Lieg 10 jaar by jou ouderdom, en dan kry jy komplimente. Dan sê mense vir jou, wat? Kan nie wees nie. Ja, maar goed. Ouderdom diskriminasie. Ouderdom diskriminasie. Die Bybel diskrimineer nie teen mense as gevolg van ouderdom. Die Bybel het ruimte en plek vir jong en oud. Vir jeug, vir ouderdom en God. Gebruik alle groepe mense, jonk of oud. God kan die kleinste kindjie gebruik. God kan 'n pasgebore baba gebruik om 'n familie wat vervreem was van mekaar weer by mekaar te bring, oor die kleinkind wat gebore word, oor die blessing van 'n baba nie. God kan die hoogste ouderdom en ook die sterfbed gebruik om kinders en kleinkinders weer by mekaar te bring, al is dit dan by 'n begrafnis, né? Die waarde van mense word nie bepaal deur ouderdom nie. Psalm 139. Julle kan maar self daar gaan lees, die hele Psalm, maar vers 5, U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Dit geld jong mense, kinders, jong mense, middeljare, hoë ouderdom, maak nie saak nie. Maar dan hierdie vers 13, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, bevul my net verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is, want niemand dit kon sien nie. Die waarde van daardie kind wat nog nie gebore is nie, maar reeds 'n lewe is. Dit het implikasies vir abortus, nee, nou ek wil nie nou in daardie debat ingaan nie. Daar's uitsonderings wat abortus regverdig, maar om sommer net so 'n abortus te kry want jy wil nie die kind hê nie, onbepland of wat ook al, nee. Maar goed, en dan in Jesaja 49 wat aansluit by dit. Jesaja 49, die Here het my voor my geboorte al geroep. Toe ek nog in my moeder se liggaam was, het hy my op my naam genoem. Hy het my op my naam genoem. Jy het gesê, jy is my dienaar, deur jou maak ek my mag bekend. God se plan vir babas, vir kinders, en om groot te word, en die Here te dien, en die dienaars van God te wees. Jeug, fisiese krag, nee, fisiese krag. En superleid, beweeg, enthousiasme, energie, belofte. En soos die ontwikkelingskundige Jean Piaget geskryf het, die formeel operasionele denke om abstrakt te dink en te kan redeneer en skynheiligheid te kan uitvang as niemand soos tieners of jong mense in hulle puberteit, tienertyd, adolessensie wat skynheiligheid so kan uitvang. En om self dinge te wil doen. En dis daai ding van dat ouers, dis 'n fyn balans tussen vashou maar laat gaan. Om dan net hierdie laat gaan
Een nag het ek vreeslik ge-worry oor, dit was baie laat die nag al, oor die kinders wat nog geen in die huis is en dit reën vreeslik en Dina sê vir my, Wollie my liefste, onthou, jou kinders het ook die Heilige Gees. Ek wou vir haar sê, ja, maar kinders en jong mense bedroef ook die Heilige Gees, maar ek het stil gebly. En dit het my vrede gegee en ek het geslaap en die Here het hulle al 3 veilig in die huis ingebring. Gebeur nie met alle ouers nie, ongelukkig, want daar is roepelose jeug en volwassenes daar op die pad, wat sorg bydra dat jou kind soms in 'n ongeluk is. Jou kind soms sterf. Tyd van belofte. Toekoms wat voor lê. Miskien is die begeertes en die beloftes van jou jong tyd, daai toekoms wat jy beplan het, miskien het dit nooit waar geword nie. Maar ek wil tog dink, miskien jy en ek maar weer gaan sit en vra, wat is daar wat ek nuut kan begin, ook in my aftrede, ook in my bejaardheid. Is daar nie iets erns wat die Here waar hy my kan gebruik nie? Ek gaan net so vinnig 'n paar voorbeelde noem. Samuel as jong man wat in die tempel, jong seun in die tempel opgeneem word. En dan praat die Here, hy roep hom daar, daai jong kindjie, en God praat met hom daar by Eli in die tempel. Later gaan Samuel 'n ongelooflike profeet van God. En hierdie profeet Samuel gaan om 'n nuwe koning in die plek van Saul aan te wys. En dan lees ons in 1 Samuel 16, hoe Samuel daar kom, en dan kom die kinders nou daar aan, al die kinders. Dan sê hy het nou vir Eliab gesien, en toe dink Samuel, die gesalfde van die Here staan hier voor die Here. Maar God sê vir Samuel, moenie na sy voorkoms op sy buitengewone lengte kyk nie. Ek het hom net gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, die Here kyk na die innerlike. En toe roep Isaai, die ou vader vir Abinadab, en nog, en naderhand al die kinders, en toe sê, is hier nog iemand, sê ja, die jongste is nog oor, hy pas nou skape op. Nee, wat profeet, jy gaan toch nou sekerlik nie na hierdie jongste kyk nie. En hy sê, laat haal hom, ek gaan nie dat ons eet sonder hom, sien die ruimte, die plek vir. Moenie 'n kind uitstoot nie. Moenie ander voortrek, omdat hy nou die jongste is en skape oppas nie. En toe Dawid nou inkom, toe sê die Here, die Gees van die Here, en toe nou vir Samuel gesê, hier staan hy, staan op, salf hom, dit is hy is die koning. En dan lees ons, baie jong Dawid, die Gees van die Here het van daardie dag af kragtig in Dawid gewerk. Ja, hy het sondes gehad. God het hom geseën. En ons ken die verhaal, hoe hy as jong man teen Goliat beklei, en al daardie groot mense, ouer mense, het nie kans gesit, maar Dawid het kans gesien. Dit is Goliat. En ek wonder of julle daai motorfiets hoor, maar dit is nou die jeug, en 'n motorfiets waarvan die silencer seker gedokter is of iets of so. Partykeer dan wys ek so, en dan wy die ou vir my, en 2 Konings 5, Naaman, die Assiriese militêre bevelvoerder, wat melaats is, hy was geweldig gewild by die koning van die Assiriërs, en dan hulle voer 'n klomp mense weg as slawe, en ook daar staan 'n klein dogtertjie, en sy bring hom by die profeet uit, wat genesing gee, en hy kom en hy loof en prys God. Hy sê, hy wat 'n heiden is, 'n ongelowige, nie ware God glo nie, en 'n klein dogtertjie maak dat hy die ware God aanbid en lof van die ware God bring. Jeremia 1
waar Jeremia sê, Here, moenie my stuur nie, moenie my gebruik, ek is te jonk, as hy nie sê ek is te jonk nie, hy raak sy lippe aan en sê, jy jong profeet, moet gaan uitspreek, dit wat sleg is, verkeerd is, en opbou. Ja, jong mense moet gechallenge word, ook hierdie roeping na te kom, om konings te wees wat heers soos Jesus, saam met ons groot mense en ouer mense, heers oor sonde en verkeerde goed, om wete te wees, tuig vir die Here, om priesters te wees soos Jesus, die Nuwe Testament sê dit, ons is 'n koninklike priesterdom, skryf Petrus, wat moet vertel, God se dade vertel, die wonderlike dinge van God verkondig. Daniel sy vriende was bloedjong. Maria, Jesus se moeder, bloedjong. Jesus as kind, Lukas 2, waar hulle was vir die Paasfees, was hulle Jerusalem toe, en toe vergeet hulle vir Jesus, want hulle dink hy saam met die reisgeselskap. Dit moes nou maar so gewerk. En hulle is 'n dagreis al ver, en toe draai hulle om. Hulle kry toe vir Jesus baie ontsteld en angstig, en hy is toe besig om saam met die skrifgeleerdes te sit, en almal was verbaas oor hoeveel insig hy het. En dat hy daar reeds weet, hy is in die diens van sy vader, hy sê dit vir sy ma, maar dan staan daar, hy het saam met hulle teruggegaan en hy was hulle gehoorsaam. Wat 'n voorbeeld vir kinders en jong mense, nee. Aan die kruis is hy maar 33 jaar oud. Hy begin sy bediening op 33 word hy gekruisig. 'n jong man aan die kruis. God gebruik hom daar. Jesus sê Lukas 18 vers 15-17, laat die kindertjies na my toe. Leer by hulle. En baie keer vra, wat is 'n voorbeeld? Dan kindertjies wees. Of moet hulle baie keer uitdaag en challenge en sê vir ons, wat dink julle is verkeerd in die huis? Wat dink julle in ons land? Leer by jou kindertjies, hou hulle dop. Timoteus, 1 Timoteus 4 vers 12, baie jong man, jong dominetjie daar, en dan sê Paulus, moenie dat hulle op jou neersien, omdat jy jonk is nie, wees 'n voorbeeld, in woord, gedrag, geloof, liefde, reinheid, voorbeeld, jong mens, wat 'n voorbeeld mag wees, ons moet dit vir hulle leer, vir hulle sê, hulle uitdaag, challenge, 2 Timoteus 2 vers 22, vermy die begeertes, wat 'n jong mens in gevaar bring, want ons weet al is hier hoe wonderlik, daar's risiko's, daar's gevare, dit kan 'n tyd wees van rebelle, opstand, om so te eksperimenteer, dat daar sonde kom, seksuele begeertes, dwelms, wat ook al sleg is, opstand in die huis, geen respek, dissipline, om nie dissipline te vat, in die skole, ons hoor hierdie goed, die boelie gedrag, die afgelope tyd in die nuus, voorblaai, hoe kinders mekaar mishandel, impulsief, groepdruk, die persoonlike fabel en die sielkunde, veral by tieners, dit beteken, hulle glo, en is 'n fabel, maar hulle glo, iets sal nie met hulle gebeur nie, daarom baie keer die roekeloosheid. Iemand skryf oor die gevaar van misspent youth, en later the regrets, jeug wat net verkeerd gaan. Prediker 11, die skrywer sê, jy wat jonk is, moet vreugde vind in jou lewe, geniet jou lewe, ten volle. Ons ou mense moet dit doen, ons moet probeer, ons moet geniet jou lewe, voordat jy so oud raak dat jy nie meer lus is, gaan lees maar Prediker 12, oor die eienskappe van die ouderdom, en hoe jy naderhand nie meer lus is, om regtig ergens heen uit te gaan, of wat nie, doen dit terwyl jy kan, jonger is, dan sê hy maar, bly weg van dit wat jou liggaam skade aandoen, dit wat jou hartseer maak, dit wat jou mismoedig maak, bewaar jou hart, jou liggaam, ook ons seniors, moet dit maar onthou, nee. Die verlore seun breek alle taboes, hy verlaat die huis, hy loop weg, hy gaan spandeer alles, hy is in die varkhok, hy gee hom oor aan begeertes van die wêreld, maar hy kom weer terug, die herstel.
Dit moet ons vir jong mense en ou mense leer. Jesaja 54 vers 4, jy sal die skande uit jou jong dae vergeet. Job praat van, God het my laat boet vir die sondes van my jeug, maar ek nie vergif. Nee, gee dit en jy gaan verder en jy vat die vergifnis te herstel. Is neerslag van die verlede. Jy sê dit op kampe en in skole, so baie keer vir jong mense, vir ons kinders in ons huis, ons kleinkinders. Ek wil kom by ouderdom. Ek het so 'n bietjie weer aan navorsing doen in die ontwikkelingssielkunde. Ek wil hê jy moet pause aan die einde hiervan en weer luister en skryf dit neer. Pause hier en kry pen en papier. Dan vra jy vir jou, soos jy ouer word, of jy hierdie het, toenemend dit, maar of jy hierdie het, want dis die ongelooflike voordeel van oud. Dis 'n brose tyd. Dis 'n tyd van stikkend weet, stikkend word. 2 Korintiërs 4 wat sê, ons is uiterlik besig om te vergaan, maar hoor wat sê 2 Korintiërs 4, maar innerlik besig om dag na dag, van dag tot dag, te vernuwe. Ons oog op die onsigbare, nie die sigbare lyf, veel gerig op die looks, op die vergoding van jeug. Fokus op die innerlike. Wysheid om die Here te ken en te dien, om te weet wat's reg en verkeerd, ander te leer, te onderrig in die wysheid, ervaring wat jy kan oordra en gebruik. Oordrag van lewenswaardes en kennis en know-how, wetenskap. Wat erf my kinders van my? Nie juist veel geld nie, maar ervaring, kennis, geloof, James woord, waardes en woord. Ouderdom, perspektief op die lewe, resilience, om toch sterker te word, gehard te word, nee? Emosionele well-being, beter as in jeugtyd, nee? Dieper sosiale konneksies, gemeenskaplike betrokkenheid, deelname aan die samelewing. Dit is hoekom in die politiek daar soveel ouer mense is wat ook presidente is. Nou ek en jy almal is bekwaam nie, ons weet mos nou maar okay. Mentorskap om ander te kan leer. Selfaanvaarding is beter. Net groter dankbaarheid. Gaan lees maar bietjie. Ergens op Google of waar, wat is die eienskappe van, of wat is die positiewe, die voordele van om oud te word. Ek weet, ook die vergaan, die swaar kry, broos, jy kan misbruik word, moenie jou lig misbruik nie. Jy baie keer nie beheer as jy uitgeskei word, as jy aftree nie. Ek wil amper sê in die kerk van die Here in die samelewing, as jy nou 'n bydrae kan lewer, jy jou amper half opdring en sê, ek het nog 'n bydrae om te lewe. Julle gaan my nie oorbodig maak nie. En ons jonges moet dit maar onthou, asseblief, ons sien mekaar se vyande nie. Julle gaan oorvat eendag al 'n tyd, julle jonges, maar jy gee net vir ons nog kans. 65 is belaglike ouderdom af te tree. Jy kan my nog gebruik. Vra, waar kan jy nog die ouer mense gebruik? Jesaja 40, dit is 'n bietjie troos vir my as Jesaja sê, hoorie, selfs die jong manne struikel en val. Is so, almal van ons deel dit. Maar weet julle, ons deel om te groei, volwasse te word. Efesiërs 4, vers 11 tot 15, gaan lees dit maar self, praat van, ons moet word soos 'n volwasse mens, die groei om die kerk op te bou. Jesus die liggaam, ons is die liggaam, Jesus die hoof, nee, en in hom gaan ons tot volwassenheid. Soos ek vir jou vra, hoe oud is jy? Dan vra ek nie regtig oor jou liggaam nie, ek vra vir jou, hoe geestelik volwasse is jy? Groei jy geestelik? Al is jy hoe jong, al is jy hoe oud, om nog steeds geestelik te groei. En dan is die woord van die Here geldig, van die liefdesgebod. God lief hê, ander, onsself, om te dien, om te bid vir ander, soos ek gesê het,
Jesus se profete, priesters en konings. Ek sluit af met Jesaja 46. Dit geld vir jong en oud. Dit is wonderlik. Soos ek begin het met die Psalm 139, hy omsluit ons, hy omsluit ons hele lewe. Hoor hier, luister na my. Julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af, wat ek God vasgehou het, vandat julle daar is. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak, ek sal julle vashou, julle dra en julle red. Amen.